Gek oor haar eie Afrika Ondier episode 86. Hulle werk nou mooi saam. 'n trop van 15 leeu's. Soms jag hulle saam, soms breek hulle op en dan sien jy 2 maanaars langs die water. Ander kere breek die 2 wyfies met klein goed weg, maar in die aande kom hulle by mekaar en dan is hulle 'n gedigte span. Dit is 'n mite dat net ou en siek diere mensvreters word. Gewoontes van die ouers word deur die jonger diere aangeleer. Vaal geel, soos die gras waarin hulle skuil, hou hulle die staatjie voor hulle dop. Teen die tyd weet die leeu's dat hulle voorkeurprooi in modderhuise woon. Die dakke is van takke met slegs 'n dun laagie dekgras oor. Die deure is van reguit dun takkies en blare, kruis en dwars, waarna dit met toue uit repe boombas in 'n raam aan mekaar geflans is. Teen skemer begin die mense vure maak, 'n afskrikmiddel vir menigte van die groot roofdiere, maar hier nie meer nie. Inteendeel, dit is die teken om nader te beweeg. Net buite die vuurkring wag hulle dan. Iemand sal binnekort uitkom om nog stompe op die vuur te gooi, en dit is daardie een wat vanaand sy einde tegemoet sal stap. Leeu's is nagdiere, hulle oë toegerus om so goed in die donker nagte te sien as wat ons mense in die dag sien. Dit is nou stil daar in die huise. Die vure wat die mense vroeg aand gemaak het, is tot as verbrand. Asof dit tevore afgespreek is, staan 'n paar van die leeu's op. Hulle stap na die middelste huisie. Een van die wyfies begin krap aan die mure. Daarna lig sy haar voorlyf op en loer deur een van die klein openinge wat as venstertjie dien. Angsbevange gille klink uit die huis op. Die mense daar binne is magteloos. Hulle wapens primitief. Stokke en tuisgemaakte spiese beteken niks teen 'n moordmasjien in 'n lyf soos hierdie nie. 'n ander wyfie beur teen die deur, wat stram in sy raam rem onder haar gewig. Teen die tyd weet sy, sodra die deur meegee, is die aksie eenvoudig. Hulle stap in en oes aandete, sleep die karkasse sonder enige haas uit na 'n gemaklike en veilige plek daar naby, waar hulle rustig kan weglê met die kleintjies by hulle. As die deur sterk genoeg is en bly staan, tree een van die mannetjies terug en spring tot op die dak van die wankelinge modderstruktuur. 5 centimeter gras oor die dun takke, wat hier 'n dak genoem word, hou soms die ergste nat uit wanneer dit reën. Maar dit is 'n jammer verskoning vir 'n dak, want dit kan nie die gewig van 'n volgroeide leeu dra nie. Maanaar leeu's kan tot 200 kilogram weeg. Met stof en 'n gegrom kom hulle dan van bo af op die beangstes of slapendes daar binne in die huisie neer. As jy bly lê, is jy waarskynlik dood, vergrys onder die gewig wat van bo afkom. Maak jy die deur van binne oop en begin weghardloop, is jy verseker dood. Hulle wag daar buite vir jou, en jy kan nie vir 'n leeu weghardloop nie. As jy iewers agter 'n kas of in 'n trommel kon wegkruip en skuil, jou eie gille genoeg kon smoor en nie gesien is nie, is jy die getuie van een van die gruisamste dinge wat 'n mens kan beleef en aanskou. Die dood van familielede of goeie vriende onder tande en kloue van leeu's. Om te aanskou hoe liggame aan stukke geskeur en verorber word. Vir 'n leeu is die mens net nog 'n happie, 'n prooidier, maar eintlik maar net 'n voorgereg. Dit is die jaar 1936.
Dit staan in nog 'n boek wat Sergio van Janse Rakov gaan leen het. Maar dit wat T.V. Balpin in sy boek Death is the Hunter opgeteken het oor die wedervaringe van George Rushby, terwyl hy hierdie 15 leeu's, wat later 36 geword het, moes soek en vakant maak, is net so relevant vir nou en hier, want dit gebeur nog steeds. Nie ver van hier af nie. Miskien net nie meer so gereeld nie, maar ja, dit gebeur. Wat dit veel erger maak, is die stories wat iemand juis vanmiddag daar by die hospitaal kom vertel het. Waarskynlik 'n bietjie om af te show, want die Franse is mos nou hier. Hy het kom vertel dat die zombie-leeuw man waarskynlik nou alles en almal mooi onder beheer het. Daai een met die figuur van die man en die 60-jarige kop van 'n leeuw en die vel om sy nek. Hy het selfs maandag gesien hoe daardie einste zombie-leeuw man op die leeu's afgestap het, terwyl hulle besig was met 'n prooi. En wat doen hy? Hy oes vir homself iets van die karkas af. Die lewer. Regtig? En wat was die prooi? Wou die baas bekommerd wees? Was dit weer eens 'n mens? Nee, dit was 'n jong kudu. So hoor Sergio en die Fransmanne 'n verskeidenheid van stories wat mens en dier aanbetref. Mensvreter insidente word aan Sergio gerapporteer, maar daar is nie altyd bewyse voor nie. Wat moet jy glo? En wat moet jy met 'n knippie sout inneem? Of moet hy vanaand wonder, wanneer praat die rooiwyn, die cognac of die gin? Met 'n knippie rooi koeldrank, want almal raak net te slim. En so slaan hulle oor na Frans, wat maak dat John, Manuel en Maria gaan inkruip, want hulle verstaan nie 'n woord wat die ouens verder praat nie. Met elke storie wat vertel word, mis Sergio vir Lea meer. Sy maatjie, hy weet mos hoe geniet sy dit om aan die stories te luister. Was sy skitter vanaand in haar afwesigheid, wat miskien goed is, gee hulle albei tyd om na te dink oor hulle sondes van die afgelope ruk. En sy praat natuurlik ook nie Frans nie, en niks gaan hierdie spul nou meer oortuig om Engels te praat nie. Ook nie om bietjie die volume te demp nie, want hulle praat nie sag nie. Van die interessante en heftige gesprekke gaan oor konflik tussen mens en dier, waar die jagter soms die prooi word, waar die loopgebied van leeu's nou al so beperk is, dat die diere wat nomadies raak en nuwe troppe moet vind en vestig, direk in die woon- en loopgebied van mense beland. Verkeerd, sê 'n ander ou. Dit was die mens wat in die natuurgebiede ingefiltreer het, soos water deur krake in 'n damwaal. Van die mens dom, se getalle raak net meer. Wen ons 5 hektaar vir 'n park en staan 100 hektaar af aan siele wat gevoed moet word. Dit gebeur op hierdie oomblik in Afrika. Daar is nie meer wederwysige respek en grense nie. Tanzanië, Kenia, Suid-Afrika en selfs hier in Mosambiek, waar hulle droom van nuwe nasionale parke en grond waarop die groot 5 weer deel van 'n volledige voedselketting en ekosisteem kan wees. Dit is waar dit gebeur. In Suidelike Afrika is daar 'n populasie van ongeveer 70.000 wat aan Homo sapiens behoort. Nee, 70.000 miljoen, sê 'n ander ou. Die wesens wat op 2 bene beweeg en mense genoem word. Ok, enigiets tussen 70.000 en 70 miljoen duisend. Hulle mag oral gaan. In dieselfde gebied is daar min of meer 13.000 leeu's. Die dele waar hulle nog vryliks mag rondbeweeg, is klein spikkeltjies op die kaart van Afrika. As 'n mens honderde leeu's doodmaak en hulle onderdele aan moetiemense, toerdokters en smokkelhandelaars verkoop, dan moet hulle ander pad kyk, want die mense is mos glo honger. Hulle moet eet.
Die goed is vryliks beskikbaar en behoort aan niemand, glo hulle. As 'n leeu egter een flippin mens vang, word hy gesoek, gejag en uiteindelik doodgemaak. Dit is alombekend. As 'n leeu eers agterkom dat die mens 'n prooidier verteenwoordig, sal hy nooit weer ophou om op mense jag te maak nie. Op die boeke en volgens statistieke kan 'n mens aanvaar dat oor die hele suidelike Afrika ongeveer 1500 mense per jaar slagoffers van sodanige leeu's is. Dit is eintlik nie baie nie, as jy dit met die moorde, ongelukke en sterftes aan siekte vergelyk en dan ongelukke op die pad. En boonop is daar natuurlik nog die moontlikheid dat sekere moorde as leeu-insidente verdoesel word, sê een van die ander ouens. Maar indien dit leeu's is wat vir die dode verantwoordelik is daar geen manier waarop dit geregverdig kan word nie. Dit is sleg om jou familie aan so iets te verloor. Leeu's wat eenmaal mensvleis geproe het, hou nooit weer op nie. Die mens raak 'n voorkeurprooi. Die vel is sag en die bloed vloei maklik. Mense het baie bloed. Die leeu's begin huise en voertuie met hulle gunsteling prooi assosieer. Uiteindelik sal al die toeriste wat hierdie omgewing besoek, se lewens ook in gevaar gestel word, sê die baas se vrou. En as sy praat, luister almal. Maar Sergio Martinez is dit eens met 'n menigte ander navorsers ook. Daar is net een manier om 'n leeu te stop as hy begin mense vang, en dit is, maak hom dood. Daar is 'n ander manier om leeu's te keer, voordat hulle daarmee begin. Moenie hulle in die versoeking lei nie, moenie die diere voer, sodat hulle karkasse met mense assosieer nie. Dit is hoekom Sergio 'n baie slim plan uitgedink het. Sy leeu's word met 'n toukontrepsie gevoer. Hulle voer die karkasse so die kampe in. Later word die leeu's na groter plekke geneem, waar daar regte prooidiere soos rooibokke rondloop. Hy laat nie ander mense naby sy leeu's toe nie. Maar nou kruip hulle onder deur die drade en hulle stap in. En dan is daar die toeriste. Dit staan oral opgeskryf, moenie uit jou kar klim in kampe waar leeu's aangehou word nie, moenie vir hulle probeer weghardloop nie, en wat doen die mense? Oortree al die reëls. So word daar tot laat aand oor leeu's gefilosofeer, waar Sergio en sy Franse baase kuier. Hulle beoog in elk geval om heininge, mure en nog meer elektriese drade op te rig aan die ander kant van die nuwe stuk grond wat hulle nou bekom het. En daarin gaan hulle vol struise laat loop en 'n klompie bevoeterde buffelbulle wat hulle uit Suid-Afrika gaan inry. Hierdie gesprekke is gewoonlik vir Sergio baie interessant en dit gee hom moed vir die toekoms. Maar vanaand is dit anders. Hy voel platgeslaan, seer en moeg. Dit is 10 uur. Die gaste is getrakteer op die beste van Hurters Retreat, wat hulle kan lewer, Frans, Portugees en 'n tikkie Afrika, keurig en mooi voorgesit en 'n lekker kuier daarna. Aan die een kant sou hy bitter graag vir Lea hier langs hom aan die tafel wou hê. Hy sou soos altyd weer sy hand onder die tafel instuur en haar saggies druk. Haar laat verstaan dat sy die spanmaat in sy lewe is. Maar dit is seker ook die paar biere wat hy agter die blad het, wat nou begin hartseer raak. Nee, dit sal nie gebeur voordat hulle die ding nie uitgepraat het nie. Om te sê dat Sergio kwaad en teleurgesteld was in die situasie, beskryf nie naastenby wat hy regtig voel nie. Wat Lea gedoen het, is hoog verraad. Hy kon sien dat sy bitter hartseer was oor dit alles. Haar trane het hom tot in sy sokkies geskit en nou het hy self 'n knop in sy keel. Het is duidelik dat die hele ding haar ook geskit het, tot in haar eie fundamente.
Veral die feit dat sy genoem het, dat sy so byna in haar gym nie wou klim en die plaas wou verlaat. Daardie dag wat sy die eerste ontdekking gemaak het. Miskien moes sy, dink Sergio nou opstandig, voordat hy so ongelooflik lief vir haar geword het. Hy verstaan nou presies wat dit beteken om te sê, ek is lief vir iemand, ek hou net nie op die oomblik van die persoon nie. Maar dit is ook nie die waarheid nie. Hy is lief vir haar en hy hou van haar. Hy is net te seer oor wat gebeur het. En dit is hoekom hy nie voor ete na haar gaan soek het en haar hiernatoe gebring het nie. Elke greintjie menswees in hom hinker om oor te stap en die ding sommer nou met haar te gaan uitpraat. Maar dit is donker in haar plek. Dit is 10:30 en hy het 'n rol as gasheer om te vervul. Aan die ander kant moet hy kans kry om sy gedagtes te orden, om te dink aan die woorde wat hy gaan gebruik wanneer hulle praat. Hy wens net, dit was nie nodig om kwaad vir mekaar te gaan slaap nie. En hy wens dat dit nie nodig was om vroeg woensdagoggend al saam met die Franse te moet uitry na daardie nuwe stuk grond wat hulle gekoop het nie. Want die afdak waar Lea se Suzuki gewoonlik staan is leeg, toe hy in die groep teen 1 uur terugkom plaas toe vir 'n vinnige middagete. Sy hart wil gaan staan van skok toe hy sien dat sy boonop haar daktent wat onder aan die afdak hang, teruggesit het op haar karretjie en daarmee weg is. Sy's veilig, verseker John hom, toe hy soos 'n besetene in hardloop om by John te gaan uitvind wat aan die gang is. Sy is net vir vanaand uit, sy het beloof om môre weer terug te wees. Waarheen het sy gegaan? Vra Sergio. Ons vlieg mos môre middag Tofu toe. Ek het eintlik beloof om nie te sê nie, maar sy sal terug wees deur die oggend, het sy gesê. Maar is sy alright, John? Vra Sergio. Ek hoop en glo sy is jy nie veronderstel om beter te weet nie? Jy sien mos meer van my kind as ek. Is dit 'n verwyt? Nee, daarom seker nie. Hy lyk seker miserabel en verlore, want John troos. Man, sy's by Jesu en Anna. Hy het gebel om te hoor of haar parents toe daai kant aangekom het, en toe het sy impulsief besluit om te gaan kyk waar hulle bly, en hoe dit daar by hulle in die park lyk, terwyl haar oond besig is om af te koel. Sy gaan in haar tent slaap om hulle nie te verontrief nie. Ai, verflaks, en dit is iets wat hy ook saam met haar sou wou doen. Daarna toe ry, die tweeling sien en in haar daktent slaap. Nou weet hy voorwaar nie wat om verder te doen nie. Hy wil nie eens hier wees nie, maar hy kan ook nie waai nie. John raas sommer. Verdomp Sergio, jy en sy moet hierdie ding uitpraat. Tensy jy vir altyd vir haar kwaad gaan bly, omdat sy 'n gomtor vir 'n gewese man gehad het. Ek kan nie vir haar kwaad word of bly nie, is al wat hy sê, voordat hy wegstap. Laat aand na die braai saam met die Franse stuur hy vir Lea 'n boodskap. Veilig wees en lekker slaap. Dankie, jy moet ook lekker slaap, antwoord sy na 'n baie lang ruk. En toe kan hy dit nie meer hou nie. Hy skryf, ek mis jou, ons moet praat sodra jy terug is. Ek verstaan, jy wil seker sonder my in Jambaan toe gaan. Ek kan dokter Klets se besoekie 'n mis gee. Jy mag maar alleen by jou ouers gaan kuier. Nee, skryf hy, 3 uitroeptekens, jy gaan saam met my daarna toe. Reg, lekker slaap van haar af. En toe doen sy hande dit vanself, natuurlik met die hulp van sy papsakkerige hart, wat homself nie in toom kan hou nie. Hy sit vir haar 'n hartjie emoji op, en haal dit weer af voordat hy dit stuur. Kry daardie gesprek net eers agter julle, dons sy brein die oomblik op. Donderdagoggend ry die Franse eers weer na die Leeuplaas en Sanctuary. Daarvandaan gaan hulle 'n paar ander plekke besoek. Vir die eerste keer wens Sergio hulle amper weg. Sê groete en dankie vir Lea, sê sy baas, voordat hy ook op die toertrok klim. En moenie dat die ding julle uitmekaar dryf nie.
Ek sê nou vir jou, Sergio, ek kan verstaan wat haar beweeg het om stil te bly. Wat, vra Sergio? Die systeem, Sergio, sê die man, en toe, au revoir. Au revoir, dankie, geniet die res van julle toer, en wees self veilig. Dit is Manuel wat om 'n uur later skelmpies laat weet dat Lia pas terug is op Hurtes Retreat. Hy en die manne hang net weer haar tent op. Aleid het intussen ook geland. Hy sê julle vlieg 4 uur. Dit is oor 2 ure. Wat gaan jy doen as Lia dwars is? Ons gaan nou praat. Ek is op pad huis toe. Wel, Sergio, moenie te hard op haar wees nie. Maak almal asof hy die een is wat die saak verkeerd hanteer het. Verstaan hulle dan nie waaroor dit regtig gaan nie? Hopelik kan hy en Lia tot 'n vergelyk kom, want Aleid se vliegtuig wag al daar op die aanloopbaan, toe hy 'n kwartier later by die plaashek inry en onder sy afdak gaan stilhou. Met die uitklim mis sy harteslag, toe hy sien dat sy op haar stoep by haar Kellen besig is. Sy kom oorent en staan vasgevries op een plek vir hom en wag, toe hy met lang tree na haar toe stap. Hy mis haar nader hardloop. Hy wil arms van ver af oopmaak en haar daarin teen sy borskas toevou. Hierdie oneenigheid tussen hom en haar maak hom tot in sy siel ongelukkig. Word vervolg.